My liewe boetie en sussie in Christus, my naam is Sonja Gerben, is weer vir my eer en 'n voorreg om saam met julle rondom God se woord te kan kuier. Nou gister het ons 'n bietjie gesels rondom die wegraping en vandag wil ek praat oor die wederkoms. Vir my is dit twee verskillende gebeurtenisse, maar elkeen van ons moet dit uitmaak hoe dit vir ons staan en die Here moet dit vir ons openbaar. Ons kan natuurlik niks doen sonder sy openbarings in ons lewe nie. Kom ons lees so 'n bietjie. Aan die einde van Openbaring sê die Here, ja, ek kom gou. En die antwoord van die apostel wat getuie van al die visioene was, sê amen, kom Here Jesus. En dit lees ons in Openbaring 22 vers 20. Dis die gebed van die kerk ook deur al die eeue heen. Ons meester het immers beloof dat hy ons nie as weeskinders agterlaat nie, maar weer na ons toe sal terugkom. Die wêreld waarin ons nou woon is slegs 'n skadu-wêreld. Gelowiges wag dat God se nuwe wêreld aanbreek, want dan sal ons Christus van aangesig tot aangesig sien. Nou daar's soveel gedeeltes wat ek kan deel, maar ek gaan net twee hoofgedeeltes wat vir my uitstaan saam met julle deel. En dit is die eerste in Matteus 24 hier vanaf vers 29. En dadelik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word en die maan sal sy glans nie gee nie en al die sterre van die hemel val en die kragte van die hemel sal geskit word. Dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. En hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke van die een einde van die hemel af tot die ander einde daarvan. En leer van die vyeboom hierdie gelykenis, wanneer sy tak sag word en sy blare uitpot, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge sien, dat dit naby is voor die deur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voor al hierdie dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Die ander gedeelte wat ek graag deel is Openbaring 19, hiervan af verse 11 tot 21. Toe het ek die hemel geopen gesien en daar was 'n wit perd. En hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig. En hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. Sy oë was soos 'n vuurvlam. En op sy hoof was baie krone en hy het 'n naam wat geskrywe is wat niemand ken nie, behalwe hy self. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was en sy naam is die woord van God. En die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. En uit sy mond uitgaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan. En hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer en hy trap die parskyp van die wyn van sy grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige. En hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings en die Here van die Here. En ek het een engel sien staan in die son. En hy het met 'n groot stem uitgeroep en vir al die voëls gesê wat in die middel van die lug vlieg, kom hierheen en versamel julle vir die maaltyd van die groote God, dat julle kan eet die vlees van konings en die vlees van owerstes oor 1000, en die vlees van sterkes en die vlees van perde, en van die wat daarop sit, en van die vlees van almal, vrymense sowel as slawe, klein sowel as groot. En ek het die dier en die konings van die aarde met hulle leers versamel gesien, om oorlog te voer teen hom wat op die wit perd sit, en teen sy leer. En die dier is gevange geneem en saam met hom ook die valse profeet, wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het, wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel, wat met swavel brand. En die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van hom wat op die perd sit, en al die voëls is versadig van hulle vlees. Halleluja, kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons kan net vandag kom en bid en vra, Here, dat ons al hierdie dinge sal vryspring, dat ons nie deur dit hoef te gaan nie, sodat ons
Wanneer U kom met die wegraping, saam met U sal weggaan, sodat ons nie nodig het om deur al hierdie dinge te gaan nie, en hierdie goed te aanskou, en deur die verdrukking te gaan. Here, ons wil U net loof en prys en eer, want U is 'n genadige God. Dis tog beter om U nou te dien, en U nou te volg, as wat dit sou wees om dan in die groot verdrukking gered te kan word, want ons weet vele gaan gered word. Maar Here, alles wat hulle gaan moet deurmaak, is regtig skrikwekkend. Here, ek bid dat elke persoon wat hierdie boodskap hoor, die tyd sal uitkoop en regtig waarlik berou sal hê, hulle tot U bekeer en sê, Here, vergewe en kom reinig my. Here, aan U alleen kom toe die lof, die eer en die aanbidding. Halleluja, amen en amen.